Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Begin my die geleentheid om dankie te sê. Dankie vir elkeen wat ons finansiëel ondersteun, wat hulle dankoffers, of dit nou 10de maand geloofsoffer of gewone offer is, in die rekening inbetaal. Ons waardeer dit opreg. Ons vra net dat jy asseblief in die verwysing sal sit dat dit vir die koskas, vir sorg, vir die jeug, vir Abraham Kriel, vir Casa Caritas of waarvoor ook al is, sodat ons weet waarvoor om dit te allokeer. Dan wil ons vir almal wat in die komende week verjaar, gelukwens met hulle verjaarsdag. Ons glo en vertrou dat dit vir jou 'n besonderse dag en 'n geseënde jaar sal wees. Dan wil ons fondsinsamelings ook onder die aandag bring. Ons gaan in Maart maand die 15de gaan ons 'n Jaffel Sondag hê. So hoe dit werk is jy kom kerk toe met 'n donasie en dan kan jy 'n donasie in die blik gooi en jy kan vir jou 'n Jaffel vat. Indien jy meer as 1 Jaffel wil hê, as jy wil huis toe neem sodat jy dit kan gaan vries of later weer kan eet en jy wil 5, 6 of 20 hê, dan moet jy asseblief vir Marian kontak en daardie Jaffels wat jy wegneem, gaan ons teen R10 'n Jaffel verkoop. So plaas asseblief dan bestellings by Marian. Dis vir die 15de Maart. So dis ons fondsinsameling vir dan. As daar enigiets anderste is waarby jy wil betrokke raak of inskakel, kontak gerus vir Sonja. Skakel in by die gemeente, woon die eredienste by, woon die Bybelstudies by, woon die senior aksie by en raak betrokke. Dit is dan nou al wat daai afkondigings aanbetref. Ek wil graag net ten laaste die voorbereidingslys met u deel. Ons vra nog steeds voorbereiding vir oom Anton Smit wat in die hospitaal is, vir tannie Hannetjie Klint, vir tannie Hannetjie Visagie en vir oom Flip Blessing. Dan het ons ook gehoor dat dit nie goed gaan met Corrie Diedriks en sy gesondheid nie, so ons vra dat u in u gebede aan hom ook sal dink. Dan dink ons ook aan tannie Valerie en haar familie met haar broer se afsterwe in die afgelope week en ons dink ook aan die Van Niekerk gesin met oom Philip se afsterwe. Oom Philip se gedenkdiens sal op die 3de Maart om 10:00 vanuit ons gemeente plaasvind. Dit is dan al wat ons voorbereidingslys aanbetref. Ek gaan vra dat ons vir 'n oomblik net sal rustig raak in God se teenwoordigheid en ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse begin. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer kan kom rustig raak. Dat ons net vir 'n paar oomblikke uit die week uit kan stil word en by u voete kan kom sit, dat ons na u hart klop en die stem kan luister, en daarom kom vra ons, Gees van God, kom breek die woord vir ons oop. Kom praat met elkeen van ons, kom neem ons harte en ons gedagtes gevange, en help ons om dit vandag te hoor, wat u wil hê ons moet hoor. Dankie dat ons dit mag vra, in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou geliefdes, ons is besig met lydingstyd en ons gaan vanoggend stil staan by Johannes 3, maar voordat ons dit gaan saamlees, wil ek 'n kort verhaaltjie met u deel. Hierdie verhaal gaan oor 'n kategeet wat 'n klomp 6-jariges gehad het en hy moes aan die 6-jariges verduidelik het hoe hulle die ewige lewe kan beerwe. Nou om uit te vind wat die kinders alles verstaan het oor die onderwerp, het hy begin om 'n paar vrae vir hulle te vra. En een van die vrae wat hy mee begin het was: kom ek sê nou, ek verkoop my huis en my motor en ek hou 'n groot straatverkoping en verkoop alles wat ek het en ek vat daardie geld wat ek het en ek gee dit vir die kerk. Sou dit vir my die ewige lewe gee? Nee, skree die kinders almal uit een mond uit. En die kategeet begin moed skep. Hy sê vir hulle, sê nou maar, ek kom werk hier by die kerkgebou en ek hou die kerkgebou skoon en in stand en ek sny die gras en ek sorg dat alles werk en netjies is. Sou dit vir my die ewige lewe gee? Nee, antwoord die kinders hom. Sê nou, ek is baie lief vir diere en vir my vrou en vir kindertjies en vir my medemens en selfs vir my vyand. Sou dit vir my die ewige lewe gee? Nee, skree die kinders. En hy sê toe vir hulle, nou, wat dink julle sal vir my die ewige lewe gee? En hy seentjie heel agter in die klas spring op en steek sy hand op en hy sê vir hom, jy beter doodgaan. So klein soos wat hy is, het hierdie ouetjie iets verstaan. Ons kan nie die ewige lewe verwerf nie. Die ewige lewe word van bo af aan ons geskenk. En dis 'n geskenk uit God se hand uit wat hy vir ons gee, 'n geskenk van liefde.
'n konsep wat ek en jy dalk al baie gehoor het, maar wat ek dink ons nie eintlik verstaan nie. En daarom gaan 'n teksgedeelte soos Johannes 3 vers 1 tot 18 ons daarmee help. So indien u die Bybel by u het, is u meer as welkom om dan saam te volg. Johannes 3 vers 1 tot 18 sê, daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. Eendag het hy na Jesus toegekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekendste leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet, ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het vir julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse dinge vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, sodat die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toegestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. Nou geliefdes, ons lees net so ver. Geliefdes, as die wêreld oor 'n week sou vergaan, en ek vra vir jou wat die een teksvers is waaroor jy graag nog 'n preek sou wou hoor, of wat jy graag 'n preek oor sou wou skryf of vir iemand sou wou gee, wat sou daardie vers wees? Vir my sou dit Johannes 3 vers 16 wees, want Johannes 3 vers 16 vat vir my die evangelie in 'n neute dop saam, en dit handel oor seker die grootste boodskap wat die kerk in die wêreld kan indra. 'n Wêreld wat stikkend en seer is, 'n wêreld vol haat, is 'n wêreld wat moet hoor van onvoorwaardelike liefde, van God se liefde vir hierdie wêreld. Nou ek weet dat u hierdie vers uit u kop uit ken, dat dit waarskynlik die bekendste vers in die wêreld is, want dit word as slagspreuke oralste op koppies en borde langs die snelweë en oralste op boeke en boekmerkies geplaas, en almal ken hierdie vers, of hulle nou 'n gelowige is of nie. En waarskynlik het jy al 1000 preke oor God en sy liefde en selfs oor hierdie boodskap gehoor. Maar ek dink nie ons verstaan altyd die dieper betekenis nie. Juis omdat hierdie vers so 'n bekende vers is, lees ons dit, hoor ons dit en dit gaan net by ons verby. Ons dink nie oor die dieper betekenis daarvan nie. En dalk het dit tyd geword dat ons weer eens daarby sal stil staan. Nou vanoggend wil ek 4 punte aanraak wat vir my belangrik is vanuit hierdie teksgedeelte. Die eerste een waarby ons gaan stil staan is dat God die wêreld lief gehad het. Die tweede punt sê vir ons hoe God hierdie wêreld lief gehad het. Die derde een sê vir ons wat die doel daarvan is.
En by die 4de een gaan ek en jy vir onsself afvra wat die doel daarmee wil bereik. Nou die eerste punt waarby ons vanoggend stil staan, is dat God die wêreld lief gehad het. In die geskrifte van Johannes word die woord wêreld in 'n baie spesifieke konteks gebruik en het dit 'n baie spesifieke betekenis. Wanneer daar na die wêreld verwys word, dan verwys hy spesifiek na die wêreld wat in die sonde geval het. Dus wil vers 16 nie noodwendig kom beklemtoon hoe wyd God se liefde vir die wêreld is nie. Hy wil met ander woorde nie sê dat hy die hele wêreld liefgehad het nie, maar hy wil eerder beklemtoon dat God die wêreld wat in sonde gelê het, liefgehad het. Geliefdes, wat verder belangrik is om God se liefde te verstaan, want God se liefde is 'n anderste liefde, dis 'n unieke liefde. Dit verskil van wat mense dink liefde is. Die heidene van destyds het gedink dat die gode gee net aan 'n mens liefde as jy hierdie liefde waardig is. En baie mense vandag dink nog steeds so. Hulle dink 'n mens betoon net liefde aan iemand wat dit verdien. As hulle dit waardig is, as dit die moeite werd is om aan hulle liefde te betoon, dan kan jy aan hulle liefde gee. Maar God se liefde, lees ons in hierdie gedeelte, werk anders. God het jou en die sondige wêreld so lief. Met ander woorde, die wêreld en die mense wat hierdie liefde nie verdien nie, het hy so lief dat hy sy seun gestuur het. Hierdie mense wat hierdie liefde nie waardig is nie, hierdie mense wat sleg is, wat afgode gemaak het en dit aanbid het, mense wat laster en lieg en steel en moord, mense in die wêreld wat gekenmerk word deur haat. God het hierdie mense, hierdie sondige mense het hy lief. Geliefdes, en ek en jy moet dit baie mooi verstaan. Daar staan nie dat God hierdie wêreld wat swak is en sondig is, jammer gekry het nie. Nee, daar staan dat God hierdie gebrokene, stikkende wêreld lief gekry het. En dat hy hulle uit sy hart uit lief het. En dat hy gekom het om sy seun op te offer, sodat hy sy liefde aan hulle kan bewys. Geliefdes, en wat vir my nog belangriker is dat dit 'n liefde is wat nie vra, wat kan ek hier uitbaat nie, of wat kan ek hier uitkry nie. Nee, dit is 'n liefde wat gee. Dit is 'n liefde wat bewys dat jy nie waardig hoef te wees om dit te ontvang nie. 'n Liefde wat mense aanvaar net soos wat hulle is, met al hulle letsels, met al hulle gebreke, en wat hulle kom omvou en wat hulle kom verander. 'n Liefde wat herstel bring, 'n liefde wat genees. 'n Liefde wat ek en jy sukkel om te verstaan. Dit is die liefde wat God kom deel het. En dit bring ons by die manier hoe God die wêreld liefhet. Hierdie vers wil vir ons kom beklemtoon hoe dat God die wêreld liefhet. En as ons kyk na die Griekse gedeelte, dan sal ons sien die Grieks begin met die woordjie so. So lief het God die wêreld gehad. Hoe lief? So lief dat hy sy enigste seun gegee het. Nog 'n verstommende uitspraak wat ek en jy glad nie kan begryp of kan verstaan nie. Ons lewe in 'n wêreld waarin mense nie sommer goed weggee nie. Nee, ons kyk eerder, wat kan ons kry? Hoeveel kan ons bymekaar maak? Hoeveel kan ons vir onsself toeëien? Hoeveel kan ons versamel? En hoe meer, hoe beter. En hier lees ons presies die teenoorgestelde gedagte. Ons lees van iemand wat sonder dat hy gedwing word, uit sy eie wil uit, gee. En nie sommer enigiets gee nie, hy gee sy seun.
God kon enige iets anderste vir die wêreld gegee het. Hy kon vir die wêreld oorvloedige kos gegee het, sodat niemand weer honger sou ly nie. Hy kon vir die wêreld 'n ekonomie gegee het wat blom, reg oor die wêreld, sodat almal ryk kon wees, en sodat niemand arm sou wees nie. Maar hy gee nie vir hulle dinge nie. Hy gee vir hulle sy seun. Geliefdes, plaas jouself vir 'n oomblik net in God se skoene. Sou jy uit vrye wil een van jou kinders weggegee het of opgeoffer het vir hierdie wêreld, vir hierdie sondige wêreld wat dit beslis nie verdien nie? Ek is seker daarvan, ek en jy sou dit nie kon doen nie, want ons as ouers se instink is juis om ons kinders te beskerm en veilig te hou en te help en te koester en te omvou met liefde. Ons sou hulle nie vir 'n wêreld gegee het wat dit nie verdien nie. En dit is presies wat God kom doen het. Hy het sy enigste seun gegee, die kosbaarste besitting wat hy het vir 'n sondige wêreld wat dit nie werd is nie. En dis die opoffering wat God gemaak het. En die opoffering wat hy maak is nie net 'n gewone opoffering nie. Nee, dit is 'n besonderse opoffering, want God gee meer as wat hy van ons verwag om te gee. As ons die woord gaan bestudeer, dan sal ons lees dat God sê dat ons dit wat ons het moet deel met ander. Met ander woorde, as ek 2 baadjies het, moet ek een van dit gee vir iemand wat nie het nie. As ek baie kos het, moet ek van dit wat ek te veel het vat en deel met die wat ek nie het nie. Maar as ons kyk na wat God gedoen het, dan kom hy en hy gee die een wat hy het vir die wêreld. Hy offer selfs net die een wat hy het op vir hierdie wêreld, sy enigste seun. Maar die woord eniggebore seun verwys nie net na die feit dat God sy enigste seun vir ons gegee het nie. Dit verwys ook na die feit dat hy die enigste van sy soort is. Met ander woorde, Jesus is onvervangbaar. Daar is nie nog iemand soos hy nie. Want hy is nie net volkome mens nie, maar ook volkome God. Uniek in karakter, geaardheid en gesindheid. 'n voorbeeld 1000. En God gee sy enigste, unieke seun vir die mensdom. En wat verder belangrik is dat ons sal let op die woordjie gee, wat in hierdie vers na vore kom. Want ons lees hier dat God sy seun aan die wêreld gegee het. Dit beteken om weg te gee, waarna ek reeds verwys het. Maar hierdie woordjie om te gee, beteken ook om oor te gee. Dus het God sy seun aan hierdie slegte wêreld, vol haat, oorgegee. Dit beteken dat God juis sy seun aan dit oorgegee het, waarvan hy ons probeer het. En waarvan ons kinders probeer weghou. Kom ek verduidelik, ons as ouers wil juis ons kinders weghou van dit wat negatief en sleg is. Dit wat verkeerde invloede op hulle lewens kan hê. Ons probeer ons kinders juis weghou van die verkeerde maats, van verkeerde plekke en van dinge wat hulle op die verkeerde pad sou kon lei, wat 'n slegte invloed op hulle lewens kan hê. En hier kom lees ons dat God juis sy enigste seun aan hierdie wêreld oorgegee het, dat hy hom prysgegee het aan die haat, die verwerping, die spot, die minagting, die belastering en die aanranding van hierdie wêreld, aan die skandalige prosedures van die kerk van destyds, aan die gruwelike regsverdraaiing van 'n korrupte regter, aan die onmenslike wreedheid van 'n kruisdood en aan 'n onbeskryflike eensame angs van die hel. Nie sodat Jesus deel kan word van daardie wêreld nie, maar sodat hy daardie wêreld kan red. So terloops, die laaste ruk hoor ek nou nogal baie die argument dat God nie 'n liefdevolle vader kan wees
as hy toelaat dat dit met sy seun gebeur nie. Maar wie so praat, kyk die liefde van God vir die wêreld mis. Wie so praat, verstaan glad nie dit wat gebeur het in die hemel, toe daar 'n ooreenkoms tussen Vader en Seun plaasgevind het, en toe die Seun vrywillig besluit het om deel te neem aan hierdie verlossing van die wêreld nie. Jesus het daai keuse gemaak. En God en Jesus het besluit om hierdie pad te stap, as gevolg van die liefde wat hulle vir die wêreld het. Nou dat ons besef hoe lief God die wêreld gehad het, moet ons probeer agterkom waarom God die wêreld lief gehad het. En om hierdie vraag te antwoord is nie moeilik nie, want dit word vir ons in hierdie gedeelte gegee, sodat mense nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou geliefdes, om verlore te gaan is iets waaraan ek en jy nie sommer wil dink nie. Want dan praat ons van die vernietiging van ons as mens. Jy praat van die vernietiging van jou verhouding, jou band met God, van jou bande met jou medemens. Jy praat van die vernietiging van jou gesondheid en kragte, en van jou bestaan op 'n aarde met lewensmoontlikhede. Jy praat van die vernietiging van alle hoop en vooruitsigte, en dan verwys dit uiteindelik na permanente vernietiging. As jy as ongelowige en onbekeerde mens jou aardse lewe klaarmaak en dan die straf van God, die ewige vernietiging, ingaan. God gee sy seun sodat dit nie met die mens sal gebeur nie, maar sodat die teendeel sal gebeur, sodat hulle die ewige lewe sal ontvang. Die ewige lewe waarvan die Bybel ons vertel, is nie net 'n lewe wat nooit weer sal ophou nie. Dit is 'n lewe in die volle sin van die woord. Dit is 'n lewe saam met God, in God se volmaakte teenwoordigheid, wat nooit sal ophou nie. Dis 'n lewe saam met God se ander kinders, wat in vrede en harmonie sal plaasvind. Dis 'n lewe waarin jou onvolmaakte en afgetakelde liggaam van nou af onvernietigbaar en volmaak sal wees. Dit is 'n lewe waarin alles waarop ons as kinders van God gehoop het, 'n werklikheid sal word, en waar ons geen meer vrese sal beleef nie. Geliefdes, die Vader het sy seun nie gegee om die wêreld oor die afgrond te stoot nie, maar juis om vir die mense hierdie ware lewe te gee. Die lewe waarvan Johannes 3 vers 16 praat. Maar natuurlik het Johannes 3 vers 16 ook 'n skadukant. As jy hierdie liefde van God verwerp, dan gaan jy die gevolge daarvan moet dra. Die boodskap wat met die wêreld gedeel moet word, is die boodskap van God se liefde, van die genadetyd wat voorlê, die boodskap van God wat sy seun gegee het, sodat ons die lewe kan hê. Nou is die vraag, watter mense, wie kan hierdie ewige lewe kry? En dan staan daar in die oorspronklike teks letterlik elkeen wat in Jesus Christus glo. Om in die seun van God te glo, is om te aanvaar dat hy oorgegee is, gelei het en verskriklik gelei het aan die kruis, dat hy aan daardie kruis gesterf het, maar dat hy nie dood gebly het nie, dat hy opgestaan het uit die dood uit, dat hy opgevaar het na die hemel, en dat hy die Heilige Gees uitgestort het, sodat ek en jy kan glo in hom, en sodat ons die ewige lewe kan ontvang. En hierdie doel word bereik by elkeen wat in hom glo. Geliefdes, dit beteken, ons moet dit net glo. Ons hoef dit nie te verstaan nie, ons hoef dit nie te probeer uitredeneer nie, ons hoef dit nie te probeer verduidelik nie, ons moet dit net glo. En as ons dit glo, ontvang ons die ewige lewe, wat vir ewig
vir ons gegee word, as 'n geskenk uit God se hand uit. Dit kom van God af en mense kan dit nie van ons af wegvat nie. Maar ek en jy kan dit ook nie verdien nie. Ons kan niks doen om dit te verwerf nie. Ons kan nie daarvoor werk nie. Ons kan dit nie koop nie. Dit word as 'n geskenk vir my en jou gegee. Net soos wat die nuwe lewe in die vorige gedeelte vir Nikodemus gegee word as 'n geskenk. In die voorafgaande verse word daar aan Nikodemus verduidelik dat die nuwe lewe nie iets is wat ek en jy kan verdien nie. Ons ontvang dit uit God se hand uit as 'n geskenk. En dit werk presies so met die ewige lewe. Ek en jy ontvang dit van God af. Dit kom van bo af. Dit is 'n gawe uit God se hand uit wat vir ons gegee word, wat ek en jy net vir onsself moet toeëien, wat ons vir onsself moet vat, en dan moet ek en jy in die lewe gaan leef met die Heilige Gees wat 'n werklikheid in ons lewe is en wat ons help om dit uit te leef wat God wil hê ons moet uitleef. En dit bring my by my laaste punt. Ons as geredde kinders van God moet nou leef soos wat God van ons vra. En die vraag is, hoe moet ons nou leef? Eerstens moet ek en jy besef hoe goed God vir ons is en dat ons lewens nou daarvan moet begin getuig. Tweedens moet ek en jy daagliks met leë hande na God toe gaan en ons moet vir God vra om ons lewens te vernuwe en te verryk, sodat ons dan dit wat ons van hom ontvang kan gaan uitdeel weer met oop hande. Ons moet vir die Gees vra om kragtig in ons lewens te werk, sodat ons God beter kan leer ken, sodat ons sy liefde beter kan leer ken, sodat ons dit meer intens kan ervaar en kan beleef, sodat ons dit weer kan gaan uitdeel aan 'n stikkende en seer wêreld wat liefde kort kom. En dan moet ons Jesus se voorbeeld volg. Ons lees van Jesus se voorbeeld in Filippense 2 waar daar staan, ons moet dieselfde gesindheid hê as wat daar in Jesus was. Hy het sy goddelikheid prys gegee en hy het die gestalte van 'n knegt aangeneem, wat vir ons sê dat hy diensbaar was en dat ek en jy dieselfde moet doen. Ons moet diensbaar gaan wees en ons moet begin om mense te dien met God se liefde, met sy omgee, met sy vergifnis, met sy genade, en dan volg ons in Jesus se voetspore. Ek en jy moet bereid wees om op te offer soos wat Jesus opgeoffer het. Geliefdes, en dan moet ons daai onvoorwaardelike liefde deel met die wêreld deur te getuig. Johannes 20 vers 21 sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Ons moet ons opdrag uitleef en ons moet getuig oor hierdie onvoorwaardelike liefde. Elke dag, elke sekonde van elke dag. Geliefdes, maar dit gaan nie oornag gebeur nie. Net soos wat 'n babatjie nie vandag kruip en môre hardloop nie, maar eers 'n tydjie vat voordat hy by hardloop uitkom. So gaan ek en jy geleidelik blootgestel moet word aan die goed wat God wil hê ons moet aanleer, aan die goed wat God wil hê ons moet verbeter in, en dan gaan ons met tyd dit leer en beter raak en gaan ons dit kan gaan deel met die wêreld daar buite. Maar dan moet ek en jy die keuse maak om daagliks in Jesus se voetspore te loop en daagliks sy voorbeeld uit te leef. Ons het daardie verantwoordelikheid. Ons het die verantwoordelikheid om God se stem te hoor, daarna te luister, dit te gehoorsaam en dit te gaan uitleef. En ons gaan stelselmatig groei en sterker word en by die punt kom waar God wil hê ons moet uitkom. En daarom, geliefdes, moet ek en jy uitgaan en ons moet 'n verskil gaan maak in die wêreld daar buite. Ek wil hê jy moet een ding onthou. God het gekom om 'n nuwe begin te maak met ons en met hierdie stikkende en seer wêreld. Ek en jy het gehoor hoe hy dit kom doen het. Ek en jy sit met die kennis en ons kan dit deel met die stikkende en seer wêreld, sodat hulle die kans het om oor te begin en nie te begin. As ek en jy dit nie met hulle deel nie, dan ontneem ons hulle van hierdie geleentheid. En vandag wil ek vir jou vra, moenie iemand ontneem
van 'n kans op die ewige lewe nie. Kom ons deel dit met hulle. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, hierdie is nie 'n nuwe boodskap nie. Hierdie is iets wat so oud is soos die berge. Ons weet dit, ons ken dit, ons hoor dit. Ons sê hierdie vers op uit ons kop uit. Maar ons leef dit nie. Dis nie deel van ons lewe nie, want ons is selfgesentreerd en ons deel nie altyd wat ons het nie en ons gee nie altyd oor nie en ons gee nie altyd prys nie en ons leef nie vanuit die ewige lewe uit nie. En partykeer verstaan ons nie eers die ewige lewe nie, ons verstaan nie altyd die implikasies daarvan nie. Ons verstaan nie eers die feit dat ons dit net ontvang nie, ons wil dit partykeer verdien en ons wil partykeer hê dat mense ons liefde en alles wat ons vir hulle gee waardig moet wees, as U nie eers dit van ons verwag het nie. Vader, ons tree baie keer verkeerd op, omdat ons denke hieroor verkeerd is, en daarom vra ons vir U, vergewe ons. Help ons dat ons reg sal dink, en dat ons sal onthou dat dit 'n geskenk uit U hand uit is, en dat ons dit vrylik moet deel, en dat ons dit nie moet deel net met die wat dit waardig is nie, maar met alle mense, want U woord sê, elkeen, almal, verdien om liefgehet te word, verdien om die kans te kry om die ewige lewe te beerwe. Elkeen moet die geleentheid gun om te kan kies, om daai geskenk te ontvang, al dan nie. En ons sit met hierdie reddende boodskap, help ons om dit te deel. Ag Vader, help ons om hierdie liefde, wat onvoorwaardelik is, uit te leef, en help ons om by U te leer, hoe om my liefde uit te leef. Vader, ons kom dink aan die mense wat siek is in ons gemeente, ons dra hulle aan U op. Vader, U ken elkeen se spesifieke omstandighede, U weet presies wat hulle nodig het, en ons vra dat U by hulle sal stil staan, en dat U hulle sal aanraak. Vader, en dan kom dink ons aan die wat stikkend en seer is, die wat verlore is, die wat gebroken is, die wat U nodig het. Ons kom dra hulle vandag aan U op, en ons vra, wees U vir hulle meer as genoeg. En dan vra ons, seën ons as gemeente, seën ons as individue, om diensbaar te gaan wees in U koninkryk. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die God van vrede by jou wees. Mag hy binne in jou wees om jou te verfris. Mag hy rondom jou wees om jou te bewaar. Mag hy voor jou wees om jou te lei. Mag hy agter jou wees om jou te regverdig. Mag hy bo jou wees om jou te seën. So seën die drie enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.